Goeiemôre gemeente en hartlik welkom en dankie dat jy inskakel by ons diens vanoggend. Vandag het ons 'n spesiale feesviering saam met ons finale jaar wat hulle belydenis van geloof vandag aflê. Erkenning tot hulle geloof en 'n reis saam met ons Here. Kom ons word vir 'n oomblik stil en bid saam. Ja, Hemelse Vader, ons wil net U dank vir hierdie dag, Here. 'n Dag wat U vir ons weer lewe en asem vir ons gee, Here. 'n Dag wat ons weer saam met U kan stap, Here, en 'n dag waar ons ietsie so mooi soos belydenis aflegging kan waarneem, Here, waar daar 'n paar mense is wat hulle geloof erken, Here, en ja, kies om elke dag 'n pad saam met U te stap, Here. Ons wil U dank, Here, vir alles wat U moontlik maak, Here, en ons weet dit is net deur U moontlik, Here. U wat ons liefhet, Here, en U wat ons genadig is, Here. Ons wil net alle eer aan U toegee, Here. Alle eer en aanbidding en lof aan U. Amen. Kom ons sing 'n loflied saam tot eer van die Here. Wat ons verdedig, gekruisig en gelei. Vergifnis is in U. In duister neergedaal, in glorie opgestaan. Vir ewig op die troon. Ek glo in God ons Vader. Lewe, die geboorte uit die maagd, die gemeente van die heiliges en in die heilige kerk. Ek glo in sy opstanding, wanneer Jesus terug sal kom. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie-in-een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ons graad 11 finale jaar doen hulle belydenis en daarom kan ek nie anders as om vandag 'n boodskap van liefde, vrede
en geluk met julle te deel nie. 'n Boodskap van 'n lewe in oorvloed wat ons erf wanneer ons bely dat Jesus Christus ons Here en Verlosser is. Ons lees van die in Johannes 10 vers 10 en dit is hoekom hy gekom het, om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. In Lukas 15, in die gelykenis van die afgedwaalde skaap en verlore penning, vertel Jesus vir ons van die blydskap voor die engele van God oor net een wat bekeer. Ons as gemeente 4 fees die jaar saam, 8 van ons dieners wat hulle belydenis van geloof aflê. Een en elk van ons wat bely en kies om Jesus te volg as ons koning en verlosser, kies om te lewe in die veiligheid en skuiling van God, die skepper van die heelal. Hy wat vir jou en my 'n doel op aarde gee, 'n rede om te lewe, 'n missie om te dien in sy koninkryk en 'n opdrag om mekaar en ons vyande lief te hê, soos ons met ons lewenswyse hom aanbid. God is liefde. En Paulus skryf ook so mooi vir ons in Romeine 11 vers 36, waar die Engelse vertaling die volgende sê: For from him and through him and for him are all things, to him be the glory forever. Ons is deur hom geskape. Jy is geskape in die beeld van God. Maar die vyand, die dief, sal jou identiteit in Jesus Christus kom probeer steel en vernietig. Maar ons staan op in die nuwe lewe en liefde en vrede in Christus. Ons hoef nie te vrees nie. En ek wil graag die volgende stuk vir ons lees uit Johannes 14 vers 25 tot 27, waar Jesus met sy volgelinge praat. Ek lees van vers 25 af. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En Paulus sê ook vir ons in 2 Timoteus, hoe God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Daarmee wil ek ons as deel van die kerk bemoedig om te lewe met bewustheid van die een wat in jou woon. Ons wat glo en ons geloof so bely, soos wat ons vanoggend gaan waarneem, het 'n roeping om te lewe vir hom in sy liefde. Ons almal gaan deur tye van onsekerheid, moeilikhede en daar is aanvalle op ons geloof. Dit is juist dan wanneer ons nie moet vrees nie. Dit is juist dan wanneer ons moet vashou aan die sekerheid van ons geloof, ons identiteit en redding in Jesus en weet van die veiligheid en rus in God. Daarom is dit so belangrik vir ons as medegelowiges om mekaar te ondersteun, om werklik 'n gemeenskap van gelowiges te wees, om mekaar op te dra in gebed, wanneer ons struikel mekaar te kan help. Dit is 'n nou pad om saam met Jesus te stap, maar dit is meer as moontlik en vol vreugde wanneer ons dit saam met mekaar kan doen. So ons het dan die uitdaging om dit wat ons glo, die een in wie ons glo, elke dag te kies. Dit is nie net 'n dag van belydenis nie, maar die erkenning en toewyding wat ons maak om elke dag die lig te wees vir die wêreld wat dit so nodig het. Ons tema die jaar saam met ons tieners was op reis met God. En ek klem juist daarop dat dit 'n reis is, 'n pad wat ons lewenslang stap saam met ons Here, hy wat ons gekies het. Hy wat gekies het om vir ons sondes te sterf, nie net vir sommer nie, maar sodat ons kan weet hoe lief God ons het, sodat ons nie verlore gaan nie, maar sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê, 'n lewe in liefde, soos hy vir ons bestem het. Hy is ons Here, wie liefde is, en ons geskep het in sy beeld. So kom ons kies om in elke aspek van ons lewens, of dit by die skool is, in ons sport, ons kultuur, by die huise, by ons werke, in ons verhoudinge met ons familie en ons vriende, om in elke aspek van ons lewe te kies om dit saam met Jesus aan te pak en seker te maak ons lei 'n lewe in liefde saam met Jesus Christus. Hy wat die een is wat vir ons lewe gee en dit in oorvloed. Kom ons bid saam en dan wil ek graag ook net na die gebed
'n vers met ons tieners deel en julle nalaat daarmee. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie Here dat ons kan weet ons identiteit lê in U Here. Soos wat ons tieners belydenis aflê vanoggend Here en net erken van hulle geloof en sekerheid in geloof in U Here, wil ons net U eer Here en weet die engele sing saam Here, soos wat ons kies om 'n lewe te lei in U Here om vir U te leef. Ons dankie Here dat ons weet dat alles moontlik gemaak is deur U wat ons genadig is Here, en dat ons weet ons kies ook om 'n lewe te hê in veiligheid en skuiling onder U vlerke Here. Dat U ons vashou Here en dat U selfs en juis in die moeilike tye saam met ons deurgaan Here. En dat ons nie hoef te vrees nie, dat ons nie hoef bang te wees nie Here, want U het ons nie net gelos toe U opgevaar het hemel toe nie, maar U het U Heilige Gees, die trooster vir ons nagelaat Here. Die Heilige Gees wat ons help, ons raadgewer is, 'n advokaat is Here, ons helper is en elke dag saam met ons stap Here. Dankie vir U Heilige Gees Here. Dankie vir U teenwoordigheid Here en dankie vir U liefde en U genade in ons lewens. Amen. Ek wil graag die volgende psalm veral vir ons tieners en vir julle by julle los, en dit is Psalm 91 waar ek die hele psalm vir ons wil deurlees. En ek lees vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste sal rus in die skadu van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Verseker sal hy jou red uit die stryk van die voëlvanger en van die plaag wat vernietig. Hy sal jou oordek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou sal jou beskerm soos 'n skild. Jy sal nie bang wees vir die skrik van die nag of die pyle van die dag, vir die plaag wat in die donker kom of die ramp wat teen die middag verwoes nie. Al sou 1000 langs jou val of 10.000 om jou sterf, naby jou sal dit nie kom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die straf van die goddelose sien. As die Here jou toevlug is, sal die Allerhoogste jou skuilplek is. Sal geen kwaad jou tref en geen ramp naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele beveel om jou te beskerm oral waar jy gaan. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sal ek hom verlos. Omdat hy my naam ken, sal ek hom beskerm. Hy sal roep en ek sal antwoord. In nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en in eer herstel. Ek sal hom 'n lang lewe gee en hy sal my verlossing sien. Amen. Ons stuur ook graag vir julle 'n link aan vir 'n lied wat saam met hierdie Psalm 91 pas, 'n lied van oorspronklik van Joe Niemand wat Joe Black oorgedoen het, van Ek sal nie bang wees nie. Luister gerus saam na die lied in die link. Baie dankie Dian, wat 'n besonderse boodskap aan ons belydenisgroep en aan elkeen van julle wat vandag ook aanlyn saam luister. Ons is dan ook bevoorreg om met ons Johannes Evangelie, waar ons nou by hoofstuk 11 trek, kon ons hoor oor die verhaal waar Martha en Jesus uiteindelik met mekaar in gesprek is. Dit is nadat Martha en Maria baie ontsteld is, want hulle broer Lazarus is oorlede en Jesus was volgens hulle beter wete te laat om hom te red. En ek wil net vir ons so 3 verse vanuit die gesprek tussen Jesus en Martha saam lees, voordat Jesus dan vir Lazarus uit die dood uit opwek. En mag ons sommer hier aan vashou vandag, vir ons eie geloofsbelydenis, mag ons dit persoonlik bely, dat ons glo en dat ons dit van Jesus glo. Ek lees vir ons saam Johannes 11 vers 25 tot 27. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom.
mag ek en jy ook glo dat Jesus is wie hy sê hy is. Hy is die opstanding in die lewe en hy wil vir elkeen van ons lewe kom inblaas vandag. Ons gaan dan ook oor daarna om die nagmaal saam te gebruik. Indien jou nagmaaltekens nie reg is nie, is jy welkom om dan nou die video te pause, dit gou reg te kry. En wat 'n voorreg vir ons as geloofsgemeenskap om dan ook vandag die nagmaal saam te kan geniet. Wat is die nagmaal vir ons? Dit is eerstens 'n gedagtenismaaltyd. Jesus het vir sy disippels opgeroep om dit tot sy nagedagtenis te doen. En ons word dus ook opgeroep om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Ons word herinner aan sy lyding en sy sterwe, maar ons word ook herinner dat dit vir ons volkome vergifnis bewerk het. Ons is vergewe van ons sondes. Tweedens is die nagmaal 'n waarborg. Die maaltyd waarborg ons van ons vergifnis. Die sigbare tekens bevestig dat Jesus ons elkeen se persoonlike verlosser en saligmaker is. Ons vat hierdie tekens vir onsself vandag en ons onthou wie hy is en dat ons deel kan hê in sy verlossing. Derdens is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd. Die brood en die wyn is die tekens van Jesus se teenwoordigheid. Maar nie net is God drie-enig hier teenwoordig vandag nie, maar dit is 'n maaltyd wat ons in mekaar se teenwoordigheid as geloofsgemeenskap kan geniet. So al luister jy saam aanlyn vandag, vorm jy deel van hierdie geloofsgemeenskap en is hierdie tekens ook vir ons as gemeenskap belangrik om te onthou. Ons doen dit nie alleen nie, ons doen dit saam. Ons is medegelowiges in Christus die Here. Ons is betrokke in mekaar se lewens. Ons is afhanklik van mekaar en ons verkondig saam die getuienis van wie Jesus is. Die nagmaal is dan ook 'n toekomsverwagting. Elke nagmaal is 'n maaltyd nader aan die feestelike maaltyd wat ons in die hemel saam gaan geniet. Ons sien met verlange uit na Jesus se wederkoms en ons weet hy verlos ons en ons gaan saam fees vier. Maak nie saak hoe moeilik dit hier op aarde mag wees nie. Ons kan uitsien na die dag wat ons vir altyd saam met hom sal wees. En dan laastens is die nagmaal 'n vreugdefees. Al moes Jesus ly, al moes sy bloed vloei, al moes sy liggaam breek, vier ons fees, want ons is deel in die opstanding van Jesus. Die oorwinning behoort ook aan ons. Ons het verlossing in hom. So kom ons gebruik dan hierdie tekens, kom ons neem dit, kom ons eet dit, kom ons drink dit en kom ons onthou wat Jesus vir ons elkeen gedoen het, toe hy vir ons verlossing aan die kruis bewerk het. Kom ons neem dan eers die brood. Jesus het ook die brood geneem, dit gebreek en vir sy disippels uitgedeel met die laaste maaltyd saam met hulle. En wanneer ons dit dan vanoggend ook neem en eet, onthou ons dat verlossing aan ons behoort. So neem ons dan ook die wyn vanoggend en ons drink dit, net soos wat Jesus die wyn geneem het. En ons drink dit en ons onthou, sy bloed het gevloei tot die volkome versoening en verlossing van ons sondes. Kom ons bid saam. Here God, as ons vanoggend die nagmaaltekens gebruik, onthou ons. Ons onthou wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Ons onthou die pad van lyding wat U moes stap, sodat ons verlossing kan hê. Maar Here, dankie dat ons ook vandag fees vier, kan bly wees, kan weet, dis 'n waarborg dat ons verlos is, dat ons vergewe is. Dankie dat ons ook, wanneer ons hierdie tekens gebruik, onthou ons behoort aan 'n geloofsgemeenskap, wat saam met ons die geloofspad stap. Ons is nie alleen nie, U is ook by ons. Seën hierdie samesyn, Here, en seën ons elkeen. Mag hierdie tekens ons weer versterk op ons geloofspad. Ons is so lief vir U. Amen. As jy dan ook vanoggend daar sit, gee ek jou die geleentheid om jou geloof hardop te bely, soos wat ons belydenisgroep vanoggend in die kerk en ook ons hele geloofsgemeenskap kan doen.
Ek lees graag vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis voor en jy is welkom om dit saam te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons maak dan vanoggend klaar met die seën van die Here. Julle is welkom om ons afkondigings dop te hou soos hulle nou na die tyd op die bord sal verskyn, op die skerm sal verskyn, maar mag hierdie week vir jou seën inhou en mag die Here by jou wees. Ontvang dan sy seën. Mag die Here jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn, mag genade jou in sy liefde hou en mag sy vrede oor jou wees. Amen.